brought us back into order. Who makes the altar a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, oh, this is amazing grace.
So, enige kindertjies wat hier so is, julle kan saam met daai auntie gaan. Hoe lekker lag. En het gaan hierdie systeem mee gaan kry. So dis wat gebeur as jy van een program na 'n ander moet gaan. Is dat gewoonlik, is daar so'n bietjie hiccups. Maar moenie worry. Check my net. So, as ek kom so maak, baas. So, as hy. Nee. As hy. Stemloos of gestem. Nou as julle my ken, ek sal alles altyd met instrumente of met sport vergelyk. So hier's 'n vraag vir julle. Wie kan onthou wat was pastoor se boodskap laasweek? Ek hoop dit is verstaan. Ja, Jan? As hy, die tema was, wat sê die mense? Nou om eerlik met jou te wees, gaan ek na instrumente spring. Die waarheid is dat elke een van ons, wat ons in die samelewing gee, 'n noot. En sorry om nou 'n bietjie met Engels te praat, ons tune. Elkeen het 'n tune. En die tune word bepaal deur, hoe is jy ingestem in God se woord? En natuurlik as ek dit sê, praat ek van ons as 'n instrument. Kom ons vat onsself as 'n gitaar. En vandag is ons almal hier so 'n gitaar. So as ek praat van 'n gitaar, praat ek van ons. Okay. Elkeen van ons het 'n reputasie, 'n sekere klank wat ons gee, en mense praat oor ons. Hulle praat oor daai klank wat ons afgee. Jou familie praat oor jou, jou vriende praat oor jou, en jou werksmense praat oor jou. En almal hoor 'n klank van jou karakter. Nee, dit is 'n hard troef, is dit. Wat se smaak los jy agter as jy wegloop, né? Pastoor het dit laasweek ook gesê. So hier's waar dit nou begin gevaarlik word vir ons. En asseblief, as jy 'n klip het, berg dit net in julle handsak, gooi my nou. Partykeer dink ons so baie van onsself, dat ons dink God se tune moet volgens my tune ingestel word. Met ander woorde hoogmoed, né? So, wat is voorbeelde van dit? As ek 'n slegte week gehad het, dan dink ek God is kwaad vir my. Ek het seker nou iets gedoen. As ek emosioneel is, dink ek God se tune of standaard het verander teenoor my. En as ek deur 'n storm gaan, dink ek God raak stil. Nou, almal van ons, die meeste van ons seker,
was in 'n skool gewees en ons het eksamen al geskryf. Nou in 'n eksamenlokaal, as jy nou in jou rye sit, is daar 'n onderwyser wat loop en toesig hou, nee? Hulle loop tussenin en kyk dat jy nou nie cheat nie. Daai onderwyser mag nie vir jou 'n antwoord gee. Maar sommige kere sal hy verbyloop of sy en tik en sê, lees net weer vraag 4 en dan hou hy aanloop. Dit is hoe God is. Dat wanneer ons in hierdie storm, ek het nou hier geëindig op, as ek deur 'n storm gaan, dink ek God raak stil. Maar hy is nog steeds daar. Net soos daai onderwyser in die klaskamer nie vir jou die antwoord mag gee, is hy nog steeds daar om seker te maak, jy bly in die lyne. En sal hy baie keer sê, check net vraag 4. Ek hang baie op vraag 4, want dit was die vraag wat amper gemaak het wat ek gepluk het. So, God mag nie daai antwoord gee nie, maar dit beteken nie hy is nie daar nie. En ek dink, die Engelse sê dit is 'n testimony. Klim op die test, nee? Dat jy moet eers 'n toets skryf om 'n testimony te kan hê. Jy moet eers sommige tye deur donker tye gaan, dat God jou kan voorberei vir wat hy vir jou beplan het. Ek het nou die dag gehoor, en dit het eintlik by my gebly. Wat kom uit 'n tandepasta meisie as jy hom druk? Daar kom tandepasta uit. Kom ons vat dit in ons eie lewe. As God jou druk, wat kom uit jou uit? Kyk, ek kyk baie na Job. Toe hy gedruk word en die tandepasta het uitgekom, daai tandepasta was alle eer aan God. En iemand het nou die dag vir my gesê, dit was pastoor, hy het vir my gesê, dit is maklik om die Here te dien, as jy bo op die berg staan. Maar as jy daaronder is dit eintlik wanneer dit saak maak. So terug te kom hiernatoe is, God verander nie. Hy sal nie. Hy is vir ewig dieselfde. So wat is die vraag wat ons eintlik moet vra? Wat is die regte vraag? Die verkeerde vraag is, hoe moet God verander dat ek beter voel? Die regte vraag is, hoe moet ek verander om in lyn te wees met God se woord? Amen. En dit is 'n moeilike ene, want baie keer sal ons daar staan en doen julle selfie guns. En gaan kyk te Forge. Dis 'n baie goeie Christelike movie, maar daar's een deel waar ek so lekker gelag het. Die seun gaan sit op die bed en hy begin bid en hy sê, Here, wys vir my, wat moet ek opgee? Wat vat my tyd van U af weg? En dan gaan kom so lig en dit skyn op sy PlayStation 5. En hy kyk en hy sê, Here, asseblief nie dit nie. En hy staan op en hy sê, Here, asseblief nie dit nie. En hy kyk vir hom so, Here, iets anders. En hy vat die PlayStation en hy pak hom weg. Want baie keer die ding wat ons moet opgee, is die ding waarvan ons die meeste hou. Toe ek begin Jesus te volg, die ding wat ek moes opgee, en dis nie 'n item nie, is niks nie, is 'n vriendekring van 30 tot 40 om my. Ek moes dit opgee, dit was die moeilikste, en dit was die hardste tyd van my lewe, want soos dat jy meer Jesus begin volg, val mense weg. Jy het verander. Jy is nie meer dieselfde nie. Nee, ek is nie. Jesus het iets in my wakker gemaak, wat ek nie by julle kon kry nie. Want by julle was ek net die klas naar gewees. Jesus het in my wakker gemaak, wie ek is, wat hy beplan het vir my. En laat ek so bold wees, dat alles wat hy vir my beplan het, soek ek. Ek wil nie een ding mis nie. En dan mis jy uit op 'n blessing wat God vir jou beplan het. Dalk moet jy vasgehou het aan iets wat kon bly. Ja. Dis moeilik. Dis 'n moeilike waarheid om in te neem, is dat daai ding wat jou weghou van God af, raak ontslaaf van hom. Dis nie die moeite werd. Hoe sê iemand? 'n average persoon op aarde lewe van 0 tot, as jy gelukkig is, 85.
is 85 mensjare. Is dit so moeilik om vir daai 85 jaar volgens die stem, die tune van God te lewe, om vir altyd eternity saam met God te wees? So ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld wys. Hou julle van prakties? Mike, waar is jy? Gaan sit vir daar agter jou klavier. Okay, so ons is ons nou vandag daar. En dink hier is ons in tune. Mooi. Ons lewe volgens God se wil. Nou skinder iemand van my. Ek verloor my werk. My baas dink ek is 'n idioot. My vrou wil my los. Sy daai net langer gevat. My kinders is so mal in die huis. Ek dink nie ek kan God volg nie. So wat daai mooi klank nou net so mooi geklink het. Maar dit bly nog steeds 'n noot. En ek gaan aan met my lewe. Maar dis vals, dis 'n valse noot. En daai klavier, as van julle nie geweet het nie, hulle noem dit 'n keyboard. Hy is geprogrammeer. Al wil hy, kan hy nie 'n valse noot uitbring nie. Jy kan hom stop, jy kan hom slaan, jy kan hom gooi, jy kan water op hom gooi, jy kan doen net wat jy wil. Sy noot bly dieselfde. En dis God se woord. En partykeer moet ons weer teruggaan na die woord. Speel vir my daar een. Om weer in tune te kom met wat God sê. Wat nou so mooi is hierdie gitaar het 'n built-in tuner. Wat beteken, ek het 'n knoppie hierbo wat ek druk, dan wys hy vir my hoe ek hom moet instel. Wat stel dit voor? Die woord is klaar in ons harte geplaas. Ons weet wat's die waarheid. Ons moet net die knoppie druk om weer te sien waarheen is ons op pad. Dankie man. So nes daai gitaar. Ek sal so jammer met jou uitgestaan. Sorry Rachel. Net soos daai gitaar kry ons as mens stampingsstoot. En soms is dit nie lekker nie. Soms breek dit ons af. Soms bring dit ons tot op ons knieë. Ek vat toe ek siek geword het dit gevoel of my hele wêreld wegraak. Die dokter vir my sê, jou lewer is nie lekker nie, jy moet hospitaal toe gaan. Toe voel dit asof God letterlik die mat onder my uitdruk. En ek dink my woorde was, Here, ek dien jou roekeloos. Hoekom ek? Maar naderhand, toe verander my siening van hoekom ek, hoekom nie ek nie. Wat maak my anders? Want as ek teruggaan na die woord van God, as ek teruggaan na die tuner, kan ek van Genesis tot in Openbaring lees dit. Elke man, elke vrou, wat God roekeloos gedien het nie sunshine and roses gehad altyd nie. Maar wanneer hulle het, was dit groot. So, wat wys die gitaar? God verander nie. Hy is perfek. Hy bly altyd dieselfde. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus is dieselfde vandag en tot in ewigheid. As ek die gitaar tune is, moet ek teruggaan, maar wat sê God? Die klavier. En wat is die tune wat God speel? En wat moet ek verander om terug te kom daar?
Nou, wat is God se tune? Is dit daar? Ek het net 5 gekies. Want uit die Bybel uit is daar 300 verskillende tunes wat God speel om te sê, wat is die tune? Nommer 1, Jesaja 43 vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Nommer 2, Jeremia 31 vers 3. Ek het jou nog altyd lief gehad, daarom het ek jou met geduld verdra. Nommer 3, 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Nommer 4, Efesiërs 1 vers 4. So het hy nog voordat die wêreld geskep is. Voordat die wêreld geskep is. So wat? Daar's Genesis 0. Voordat die wêreld geskep is ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom U te wees. En dan die wat my al baie lang ken, wat ek al baie Romeine uit my gunsteling boek in die Bybel. Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Het julle al gedink hoe groot is hierdie liefde waarvan ons praat? En ons sing altyd, how great is our God, hy is die naam bo elke naam, maar grasp ons, wat is hierdie liefde? Nou, om hierdie liefde te wys, en ek dink baie pastore gaan altyd teruggaan na Judas toe, né? God, Jesus het geweet, Judas gaan verraai en al daai dinge. Maar ek gaan na my gunsteling disipel toe, dis Petrus. Die aand toe Jesus gevat word, toe kom Judas met al die soldate aan, en julle moet nou mooi onthou, hierdie is die my deel om te onthou. In daai tyd, Bybelse tyd het hulle gelewe, live by the sword, die by the sword. Nee? So, hier kom al hierdie manne in. En Petrus spring agter Jesus uit en swaard uit, en af is die oor, en is chaos, nee. Jesus sê vir Petrus, staan terug, en hy tel die oor op, en hy sit op terug. Het julle al ooit gewonder, want as ons weet, Jesus doen nooit iets net nie. As altyd 'n doel, hoekom hy dit doen? Hoekom het Jesus daar oor teruggesit? Was dit vir die ou, wat sy oor afgekap is, om Jesus te ervaar? Was dit vir die soldate om 'n miracle te sien? Ek dink nie so nie. Ek dink, my opinie, Jesus is so lief vir Petrus, dat hy geweet het, as hulle nou vir Petrus gaan vang, is daar evidence, dat hy die oor afgekap het, dan kan hulle vir Petrus doodmaak. Dan is daar evidence om te hulle doodmaak. Want Jesus het geweet, Petrus gaan 'n groot apostel word. Maar hy het ook geweet, 'n paar minute van nou af, gaan Petrus sê, hy ken hom nie. En nog steeds kies hy dit, om Petrus so te help. So dit is net 5 verse in die Bybel, en ek het julle gesê, as plus minus, as ek hier kyk na my notas, sê dit plus minus 350 verse, wat sê, hoe lief het God mens. Nee, nie hoe lief het God alles, hoe lief het God mens. En dan kom ons terug na die groot ene, hoe lief het God mens, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, om vir ons te kom sterf op 'n kruis, vir ons sondes. Nee? So, terug na ons gitaar toe. Terug na ons lewe toe. Hoe verloor ek die gitaar, ons tune? Weereens het ek uit 5 gelys, anders sal ons hierso sit tot Kersfees toe. Maar ons houding teenoor ander, hoe ons is, wat se smaak los ons mense se mond, as ons wegloop. Woede. Nou, ek dink ons het al 'n paar keer oor woede gepraat, hè.
En dit is baie keer nogal moeilik as daai taxi so voor jou inry. Of in Warmbad is daai ou tannie met haar loopring voor jou loop en jy sukkel om verby haar te kom want jy's haastig. Geheime sondes, daai dinge wat ons nie oor praat nie. Daai dinge wat niemand van weet nie. Negativiteit, en ek dink nommer 4 moes eintlik in hoofletters en in bold en underline en gehighlight en negativiteit. Ons spreek dinge oor onsself sonder dat ons dit agterkom. Jy vergeet iets by die huis en stop jy, ek is 'n idioot. Spreek dit oor jouself. Ja, daai ou gaan nooit regkom. Jy spreek dit oor hom. Ja, kan hierdie land nie net beter word nie. Jy spreek dit oor jou land. En ongehoorsaamheid. En toe ek ongehoorsaamheid neerskryf, het ek in 'n ander rigting gedink van oor ongehoorsaamheid. Ek het gedink in die rigting van toe ek net in die bediening instap. Was dit vir my so erg as die Heilige Gees vir my sê gaan praat met daai persoon? Want ek is maar net Dian. Hoe gaan hy vir my luister? En dan draai ek en stap weg. En in Engelse woord is daai conviction wat ek het as ek wegstap. Is soms groter as ek net gegaan het en gesê, hoe is jou dag vandag? Ek ken jou nie, maar is jy okay? Nou, as jy sê jy dien God roekeloos, as die Heilige Gees vir jou sê, gaan na daai teller toe sy lyk nie lekker nie, gee vir haar woord. Doen dit. Dit is gehoorsaamheid. En raai wat, hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan die Heilige Gees jou gebruik. My pa het altyd gesê, want glo dit of nie, daar was 'n tyd wat ek nie wou gitaar speel en ek wou nie sing nie. Want my pa my altyd gedreig en sê, onthou die Here het vir jou gegee. Hy kan dit neem ook. En daar is 'n liedjie wat sê, He gives and He takes away, but blessed be His name. Nee. So, ons val soms, en ek het dit nou vir iemand gesê, dit is okay om te val. Want ons is mens. Dit is okay om nie okay te wees nie. Maar wat sê die woord? Elke dag is 'n nuwe dag. Gister is verby. Hoe sê die Engels? Water under the bridge. Ek kan nie dit verander nie. Hoekom oordink jy dit? Elke dag is 'n nuwe dag. Jy is elke dag 'n nuwe skepsel in Jesus. Jy kry elke dag 'n nuwe geleentheid om God se naam groot te maak. Nou as ek dink aan hierdie valdele, nee, dan gaan my gedagtes, sorry julle, weer terug na Petrus. En daar was 'n tyd, almal ken die storie. En daar was hierdie storm. En die disippels is bang. En heel skielik is daar 'n spook op die water. En hulle is nie 'n spook. En Petrus is, dis nie 'n spook nie, dis Jesus. En dit is nie 'n man, die man loop op water. En dit is Jesus, hulle sien Jesus. En Petrus sê vir hom, Jesus, as dit jy is, laat ek saam met jou loop. En Jesus sê, kom. En raai wat, Petrus kom uit. En hier is hy abnormaal, want hy loop op water. Maar nou net soos ons mens, loop hy op water en ewe skielik sien hy die golwe en hy sien die storm en hy sien die weerlig en hy begin sink. En as jy verder lees, raak Jesus hom uit en net so moet ons gefokus bly op Jesus. My juffrou in matriek, nee, sy het nou nie baie gelaat nie. Sy het elke dag vir my gesê, haal jou oogklappe van jou oë af. Hoe ouer ek word, dink ek sy was verkeerd. Want sodra ek die oogklappe afhaal, dan hoor ek die storms om my, dan sien ek die storms om my. Maar as ek die oogklappe aanhou, kan ek net gefokus bly op Jesus. So ek wil nog teruggaan na wat ons sê, ek dink is verkeerd. Want sy het ook vir my gesê, Dian, jy kyk by die venster uit, jou punte is nie al buite nie, is die binne. Jy gaan nergens kom,
as jy by die venster uitkyk nie. En raai wat? Ek het vir 12 jaar by 'n Karsenietjie uitgekyk en geld gemaak. So sy was verkeerd. Ek het by 'n venster uitgekyk en ek het geld gemaak. Hoe tune ons die gitaar? Romeine 12 vers 2. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed en moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word. Nee. Dis scary, want die wêreld verander elke dag van haar tune. Mense se opinies verander elke uur. Emosies verander elke minuut. Omstandighede verander. Maar hier is die lekker deel. Maar God bly dieselfde. Heilig, standvastig, vol waarheid. Vandag, môre, altyd dieselfde. So as daar een konstant is wat jy in jou lewe kan hê, is dit om God in jou lewe te hê. Want jou bank account kan nou verander, jou kar kan verander, jou huis kan verander, jou kerk kan verander, mense om jou verander. Maar God bly altyd dieselfde en daar het vir ons 5 verse gewys wat sê, wat dink God van jou? Hoe lief het hy jou? Amos 3 vers 3. Hoe kan 2 saamloop as hulle nie saam stem nie? Vat dit terug na instrumente. Hoe kan 2 saam wees as hulle nie saam stem nie? Ons kan saam in 'n band wees, maar as ons nie getune is in lyn nie, as ons nie dieselfde noot het nie, klink die hele band vals. Dan gaan dit nie werk nie. Dis dieselfde as ek saam met God wil stap. Moet ek my tune verander? God gaan nie sy standaarde verander nie. Ek het al so baie mense gehoor wat sê nee, God se hart moes verander het, want in die Ou Testament het hy net verwoes en in die Nuwe Testament is hy vol liefde. God verander nie. Maar as gevolg van Jesus het ons guns gekry by God. Nee? Ek dink eendag as ek hopelik goed genoeg is om in die hemel te kom, as ek aankom gaan ek vir Adam en Eva net so staan kyk. Serieus die ouds. Een woord. Nee. Maar ons moet seker nie hulle so hard op hulle wees nie, want as gevolg van hulle, en ek weet as hulle nie gedoen wat hulle gedoen het, die was ons in ene nog steeds, nee. Maar wat 'n voorreg is dit om Jesus te kan dien roekeloos. So op 'n manier sê ek, dankie dat julle gedoen het wat julle doen, want op daai manier moes Jesus hiernatoe kom. En op daai manier kon ek Jesus ontmoet. En vir dit, dink ek is niks anders te maak saak nie. Soos ek sê, jou oogklappe moet, jou oog moet gefokus wees op die Here Jesus, né? Michael gaan nou weer baie rondchat op. Jy kan maar opgaan. Speel vir ons 'n tune. Ek gebruik Michael roekeloos vandag. Ek wil hê, soos ons hier so sit, ek het hê om te loop te maak. Sit net so. Kom ons raak net rustig. Kom ons ervaar net die emosie, die atmosfeer. En ons kyk hoe die Heilige Gees vir ons kan uitwys. Wat moet ek verander om weer terug te kom? Vandag roep Jesus so dalk na jou toe en sê, fokus op my. Probeer weer. Staan op. Tune jouself weer. En kom. Jou lewe hoef nie soos 'n valse gitaar te klink nie. Jou week hoef nie uit mekaar te val nie. Jou hart hoef nie seer te wees. God vra nie vir 'n perfekte prestasie, maar hy vra vir 'n gefokusde hart wat hom volg. So
kom ons stem weer ons oor, ons stem weer ons hart, en ons stem ons lewens, en ons maak staat en ons het geloof dat die Here alles weer mooi in lyn sal plaas. Ek het lank gedink aan 'n gedagte waarmee ek kan afsluit, wat julle in die week kan vat. Die probleem is nooit dat God stil raak nie. Dis dat ek te lank luister na die storm. As jy voel jou hart is attuned, as jy voel die storm raas harder as Jesus, en as jy die week wat kom, het weer jou fokus wil sit op hom. Bid saam met my. Nie omdat ons skaam is nie. Vir stem, vir vrede, vir herstel. Here Jesus, dankie dat U onveranderlik is. Dankie dat U altyd die vaste noot is in 'n wêreld vol storms en verandering. Vandag is ons hier. Soms is ons attuned, soms is ons moeg, en soms oorweldig. Ek vra U, Here, stem ons harte weer op U. Help ons om ons fokus terug te sit op U en nie op die storm nie. Here, laat ons weet dat ons geliefd is in U oë. Dat ons veilig is in U hande. En dat U ons roep om weer te lewe in harmonie met U. Laat ons hierdie oomblik nie vandag net sien en onthou as 'n daad van gehoorsaamheid nie. Maar as 'n ontmoeting met U, waar U ons harte regmaak en vrede gee. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie, Mark. Dankie, pastoor. Baie dankie vir die geleentheid, julle.